Die staat teen Anna Brouwer in die streekhof van Bloemfontein, saak nommer 203/2014, vir die staat se volgende adres, mevrou Gous, die kamer. Edelagbare, die verdediging sal aanvoer dat die beskuldigde seksueel deur die oorledene gemolesteer is. 'n bewering wat die staat sal betwis. Anna Brouwer het 'n man koelbloedig vermoor. 'n Man wat sy verantwoordelik hou vir 'n hele reeks misdade, vanaf die dood van haar vader tot en met haar eie sielkundige probleme. Die staat eis die maksimumstraf, 'n lewenslange vonnis. Meneer Van Heerden? Edelagbare, die verdediging betwis nie die feit dat juffrou Brouwer vir die dood van meneer De Tooy verantwoordelik is nie. Ons sal egter aan die hof bewys dat juffrou Brouwer die empatie van die gemeenskap en hierdie hof verdien. En verder dat hierdie daad nie gepleeg is uit wraak of moordlus nie, maar uit noodweer namens 'n onbekende derde persoon. Verder plaas die verdediging ook toerekeningsvatbaarheid in geskil. Ons pleit onskuldig, edelagbare. Mevrou Gous? Die staat roep Dr. Isabel Koetser. Dr. Koetser, het u en juffrou Brouwer die beweerde molestering bespreek? Ons het. En wat is uw bevinding as kundige? Wel, by volwassenes is dit moeilik om met sekerheid te sê of die molestering eg is en of dit later gefabriseer is. Hoekom? Daar was teenstrydighede wat sy nie kon opklaar nie. Wat 'n soort teenstrydighede? Datums, plekke. Maar eintlik gaan dit om die veelvuldige traumas wat die beskuldigde ervaar het. Ons praat hier van dekades. Dekades waarin baie dinge gebeur het. Daar sprake van probleemgedrag as tiener, die selfmoord van haar vader. Om die ware effek van hierdie traumas na te speur sou intense terapie vereis. Bedoel u dat die moontlikheid bestaan dat sy nie as kind gemolesteer is nie? Ja. U veronderstel dus dat daar, sal ons maar sê, 'n sondebok gesoek is vir al die trauma en dat meneer De Tooy die beste beskikbare een was. Om dit baie eenvoudig te stel, ja. Het Anna die moord gepleeg uit wraak? Nee. En wat was die motivering? Soms as mense baie trauma ervaar, het hulle nodig om iemand te blameer. Hulle kan nie verklaar waarom hulle so moet ly nie. Ons stiefpa was die perfekte kandidaat, hy kon nooit die verlore vader vervang nie. Geen verder vrae nie.